Daar was 'n tyd toe die woord boervrou se enigste betekenis was dat jou man 'n plaas het. En dit weet ons is tog so onwaar. Marissa en haar man Quentin de Bruin boer ewe hard saam. Soveel so dat selfs president Ramaphosa by hulle jaarlikse boran veilings beeste koop. Boonop het sy 'n treffer van 'n resepteboek die lig laat sien wat kontrykos van die Oos-Vrystaat tot in jou kombuis bring. Ons het gaan kuier. Vir die eerste deel van haar loopbaan is sy 'n ekonoom, wat onder meer saam met voormalige ministers van Finansies, Trevor Manuel en Pravin Gordhan werk. Die lewe loop egter sy draaie en die Vrystaatse vlaktes steel haar hart. Maar of sy nou in die buiteland, Johannesburg of hier op die plaas buite Lady Brand is, Marissa de Bruin is een van daardie mense wat blom waar ook al sy geplant is. Hoorie Marissa, jy kom uit 'n baie interessante en 'n veelsidige familie uit. Ek meen, jou ma is Marian Fazler, modeontwerper. Het jy ook bietjie daai geit in jou om? Nee, ek moet sê Pieter, ek het nooit myself as kreatief beskou nie. Ek was soort van meer die straight down the line student. Maar ja, ek kom van 'n baie kreatiewe familie, kunstenaars en ja, ek het net besluit om 'n ander pad te loop. Ja. Dis nou jou ma, jou ouma was ook 'n kunstenaar? Ja, sy was en baie van haar werke hang hier op die plaas saam met my, so sy's baie na aan my hart. Aan jou pa se kant was dit meer die agtergrond Switsers, né? Ja, my oupa grootjie het van Switserland gekom en hy was 'n chef by die Mount Nelson. So die kos deel van ons lewe aan albei kante was baie sterk. Maar tog daar was daar ook argitekte en ook die kreatiewe mense. Maar ek en my pa was 'n dokter en ekonoom. Ek sou nie dit as baie kreatief beskou nie. Ja, dit klink vir my asof jy nou gesê het, ek het genoeg kreatiewe mense in ons familie. Ek sal nou weer 'n bietjie meer die syfers en goeders naai. Ek gaan nie probeer kompeteer met hulle nie. Sy studeer na skool op Stellenbosch, werk in die privaat sektor en gaan studeer verder by die Oxford Universiteit. Sy werk gereeld in die buiteland en maak uiteindelik die skuif om haar gewig by die nasionale tesourie in te gooi. Ek het gehou van die kombinasie van die politiek en ekonomie. So ek het meer soos van 'n PPE gedoen en op daai stadium was dit die eerste verkiesing in Suid-Afrika en die goeders het so vinnig verander en die ekonomie het gegaan van stilstaan tot groei. So die jare wat ek as ekonoom gewerk het was regtig goeie jare vir Suid-Afrika in terme van ons integrasie in die res van die wêreld. Sy ontmoet Quentin in 2010 deur gemeenskaplike vriende en die koel is sommer vinnig deur die kerk. Sy trek sak en pak plaas toe, net betyds om Quentin by te staan om die Vastra Boeran veiling, wat intussen 'n jaarlikse instelling geword het, op die been te bring. Die ding wat ons uiteindelik mekaar laat vind het, is dat ons albei het groot lewens gelei. Hy was ook in management consulting in Johannesburg voordat hy teruggekom plaas toe om saam met sy pa te werk. So hy het regtig die wêreld gesien en eintlik die ding wat ons half konnekteer het, is die feit dat ons albei by Oxford geswat het in Engeland. So die vriend wat ons toe bymekaar gebring het saam met Quentin op Oxford geswat. Quentin is die 4de generasie de Bruin wat op Vastra plaas gewortel is. Behalwe vir die boeranstoet en veiling, boer hulle met mielies, soja en sonneblom in die somer en koring en groenvoer in die winter. Wanneer het julle met die boran ras begin? Man, per toeval, nee, in dieselfde jaar wat ons ontmoet het. En toe kom sy met al haar borankennis ook hier na die plaas toe nie, waar nie maar is. Presies. Ek het baie geleer. Ons was op ons honeymoon Kenia toe om boranbeeste te gaan kyk. Dit was ek moet net 'n regstelling daar maak. Ons was Kenia toe op honeymoon en terwyl ons daar was, het ons per toeval ook boraandiere. Ons het baie boraanbeeste gekyk op ons honeymoon. Maar dit was baie lekker. Hoe groot was jou verwagting toe jy nou hier by die plaas te lande kom? Want ek is seker hy het 'n verwagting gehad. Het jy enige verwagtinge gehad? Nee, ons was altyd baie bang dat wat gaan ek doen? So ek het vir 2 jaar aanhou werk, soos van remotely het ek teruggegaan Pretoria toe elke nou en dan. Maar ja, na rukkie het veral omdat ons nou 'n boran stoet gehad het, kon ons sien waar my werk kon wees in die bemarking van ons stoet, website design, video's en ons veiling, al die logistiek om ons veiling en die catering en goeie. So
dit het 'n natuurlike opening vir my gemaak om meer in die boerdery self betrokke te raak. Dit is vir ons so lekker om mense op die plaas te hê. Dit is soos om 'n groot klomp mense, 100 mense te onthaal. Ag en die stoet dis die een ding wat so lekker is. Dis die gedeelte van die hele boerdery wat ek en Marissa saam doen. En natuurlik is dit net 'n cherry on the top dat almal ook kom vir haar kos. So ek het 'n grap gemaak hierdie jaar op die fyn gesê man, daar's net beperkte hoeveelheid fudge. So as jy nie 'n bees koop nie, kry jy nie fudge. Toe die plaaslike privaat skool wat die paartjie help vestig het fondse nodig het, sit Marissa skouer aan die wiel. Met die hulp van ander staatmaker ouers sien die Seasons resepteboek die lig, waardeur sy 'n bietjie van die Vrystaat plaaslewe weer aan stadsjampies teruggee. Metis is 'n privaat skool in Ladybrand en ons het 'n halfe alternatiewe opsie nodig gehad in Ladybrand omdat ons een dogter is autisties. So dit was vir ons baie belangrik om 'n kleiner skooltjie in Ladybrand te hê waar ons seun en ons dogters saam kon wees. Ook groot rede hoekom die skool julle so na in die hart lê. Verskriklik, ja, dit is regtig 'n passieprojek vir ons. So ons het net finansiëel gehelp om die perseel te koop. In die laaste 3 jaar het die skool verskriklik vinnig gegroei. En ja, die behoefte vir ekstra spasie en nog klaskamers en al daai goeders dit was baie nodig en vinnig nodig. Vroeg in die jaar nadat die skool begin het ons 'n vergadering gehad vir fondsinsameling. Ek het toe besef dat my netwerk is buite Ladybrand en ek wou iets doen wat daai mense sou kon baat en waar ek al geld van buite Ladybrand kon inkry. Kook is een van my passies, iets wat ek kan doen. Ek hou van foto's neem en ek het toe besluit om die kookboek idee vorendag te kom en my tyd daarin te sit. Jy sien, daar kom die kindsinnige deel van die familie ook toe na vore. Ja, sonder dat ek geweet het. Ek sien myself soort van as die editor want dis nie al my resepte nie. Ek sou dit regtig nie alleen kon doen nie. Gelukkig was een van die ander ma's by die skool 'n baie goeie grafiese ontwerper. Haar naam is Adri Swart. En ek het toe ook vriende in die dorp geraadpleeg en een van my vriendinne, Heidi Mansfield, het baie van die resepte ook bygedra en foto's geneem. So ek is verskriklik dankbaar vir al hulle help om die boek te laat lyk soos wat hy moet lyk. Maar ons het ook besef ons wil hê hy moet in die Oos-Vrystaat leef, jy weet, en dis hoekom ons hom in die seisoene inverdeel het, want hier in die Oos-Vrystaat is die seisoene so treffend, jy weet, die herfs met die blare en die somer met alles wat aangaan op die plaas, en my man Quentin neem sulke mooi foto's van die plaas. Ek het letterlik hier op my voorstoep in die middag, ek moes in die oggend die goeders maak, die foto neem en dan dorp toe jaag om die kinders te gaan haal vir skool. En dit was ook in die winter, so dit was 'n kort dag. So ek moet sê, dit was redelik baie stres om dit klaar te kry, want ons wou dit klaar hê voor Kersfees. Hoe is die boek ontvang? Ek het 2000 boeke geprint en ek het so minder as 200 oor. So ek dink ons het nogal goed gedoen. Baie. En dit was my ongelooflik lekker toe Babylon Storen instem om boeke te koop en dit in hulle winkel te hê. Dit was 'n soort van 'n wonderlike endorsement van ons projek. Dit was 'n reuse sukses. Wat ek net wil sê van Marissa, niks keer aan nie. I mean, ons soos julle weet, Olivia is ons autistiese kind en elke keer as daar iets opduik wat 'n struikelblok is, dan sit sy soveel moeite in om by hierdie struikelblok verby te kom. Quentin en Marissa het 3 spruite, waarvan 2 kieskeurige eters is. Marissa spits haar vir die afgelope 8 jaar ook op suurdeeg gebak toe. Nou is dit tyd om te proe. Nou wil ek kyk of dit so lekker proe soos wat dit gelyk het in daai boek van jou. Hierdie is my suurdeeg baguette. Dan gaan dit saam met hierdie is whipped ricotta. So ek het dieselfde ricotta gemaak en daar's pistachios daarop en heuning wat Quentin van die plaas af gekry het. En dan is hierdie 'n beet en mint dip. Ek hou daarvan om met vars te hou, nie altyd net kaas en goed te hê nie. Kraakvars. Jy proe die Oos-Vrystaat. Dis hy. Dis regtig lekker. Ek wil 2 monde vol kos vat. Laat ek hom proe.
Hierdie is 'n aspersie en bokkaas tert en ek's baie trots daarop want dit is die eerste keer wat ek aspersies uit my tuin uitgekry het. So dit is vars uit my tuin uit. Hoorie, meer natuurlik kan dit seker nie Jy kom. moet dit kies. So hierdie is regtig vir die lente. Is dit vinnige resepte? Is dit goedjies wat ou vinnig kan maak of weet jy maar met baie van die resepte Dit is. in die boek bietjie tyd nodig? Nee, jy weet ek is maar 'n tuiskok. So vir my moet 'n resep werk en as jy goeie gehalte bestanddele gebruik dan wil jy nie hierdie goed moet opmors nie. Is daar nog iets wat jy wil aanpak? Ek meen jy was nou al van ekonoom tot nou met die resepte doenig. Wat's volgende? Boervrou. Ek is oop tot enigiets. Jy weet, ek wil net die lewe geniet en ja, my kinders is nog klein, so hulle vat baie van my tyd en ek dink vir die oomblik moet ek maar 'n bietjie op hulle konsentreer en ook aangaan met die boerdery. Daar's baie om te doen. Ek wil net vir jou sê as ek nou eendag ongenooid hier aankom, die rede daarvoor is jy het my kuier hier in die Oos-Vrystaat nie net baie meer kleurvol gemaak nie, maar ook baie meer smaakvol. Baie sterk. Ek kom haal die volgende resepteboek hoor. Baie dankie.